Okay, die volgende hoofstuk waar jy skryf is vergelykings en gelykhede. Nou hierdie is 'n belangrike hoofstuk want dit tel nogals 'n redelike klompie punte uit die vraestel. Okay, soos ek nog kyk na algebraïese uitdrukkings, soos ek nog kyk na eksperimente. Nou vergelykings en gelykhede het ek hierso vir jou, daar's baie verskillende vergelykings en gelykhede, maar ek het hierso vir jou probeer half 'n kombinasie kry van dit wat hulle altyd vra. So die tipes wat jy kan verwag. So hulle gaan vir jou 'n lineêre vergelyking vra. Hulle gaan vir jou 'n breek gee met 'n vergelyking. Hulle gaan vir jou 'n kwadratiese vergelyking vra. Met ander woorde, jy het 'n kwadraat in jou som. Hulle gaan vir jou ongelykheid gee soos hierso by nommer 4 en 5. Hulle gaan vir jou 'n gelyktydige vergelyking gee waar jy vir x en y op dieselfde tyd moet uitwerk, soos by nommer 6 en 7. En dan laastens gaan hulle ook vir jou vra om byvoorbeeld 'n formule alleen te kry, iets alleen te kry vir 'n onderwerp, iets 'n onderwerp te maak soos by 8 en 9. So hierdie 9 vrae is min of meer wat jy kan verwag, een van elk. Okay, hulle gaan vir jou een van elk gee. Ek weet nie, maar gewoonlik gee hulle vir jou een van elk. So kom ons begin met vraag 1. Alright, so by vraag 1 het hulle vir jou x, hakie x minus 5, gelyk aan 50. En onthou die vraag hier gaan altyd vir jou sê, los op vir x. So jy weet, ek gaan vir x moet oplos. Nou saam met hierdie 9, net gou backtrack, het ons in die vorige ene gekyk na eksponente. Onthou, eksponente het ook 'n vraag wat sê, los op vir x. Waar was dit? Alright, waar jy ook vir x alleen kry. Dit val ook onder vergelykings. Alright, so jy gaan 'n eksponensiële vergelyking ook kry om op te los onder hierdie hoofstuk of onder hierdie vraag van vergelykings. Okay, so moet nie hom vergeet nie. Okay, maar nou is ons by ons gewone ander vergelykings. So die eerste ene gee vir x hakie x minus 50 is gelyk aan 50. Nou, baie van julle gaan wees soos, ek onthou ek het iewers iets geleer van x is gelyk aan 50 of x minus 5 is gelyk aan 50. Nee. Alright, al wanneer jy jou twee hakies kan vat en gelykstel is wanneer dit gelyk is aan 0. As daai 'n 0 was, dan kon jy gesê het, okay, x is gelyk aan 0 of x minus 5 is gelyk aan 0. Maar as daai regterkant nie 0 is nie, dan beteken dit, jy kan nie dit doen nie. Jy gaan eventually jou hakies uitmaal, faktoriseer, sodat jou regterkant weer 0 kan wees. Okay, so die feit dat hierdie kant nie 0 is nie, sê vir my, ek moet hierdie 50 oorvat. Wat gaan met daai 50 gebeur as hy oorgaan? Hy word minus 50. Met ander woorde, ek het x, hakie x minus 5, en nou bring daai 50 oor, so dis minus 50 gelyk aan 0. Nou is alles nie meer 'n hakie nie, wat beteken ek gaan nou maar van voor af my hakies moet gaan maak. So ek vat hierdie x, ek maal hom in. So x maal x gee vir my x kwadraat, x maal minus 5 gee vir my minus 5x, minus 50 is dan gelyk aan 0. Nou, wanneer jy x kwadraat het, is jy besig met 'n kwadratiese vergelyking. Met ander woorde, jy moet 2 x antwoorde kry. So jy moet klaar in jou kop weet, as ek 'n kwadraat het, beteken dit alles moet aan die linkerkant wees, sodat my regterkant gelyk is aan 0. Hoekom? Want dan kan ek gaan faktoriseer en elke hakie gelykstel aan 0. Alright, so ons is klaar, die regterkant is klaar 0, so dan moet ons gaan faktoriseer. Okay, ek kan sien hierdie is 'n 3-term, wat beteken ek gaan 2 hakies maak. Eers ding waarna ons kyk, is jou teken, so 'n minus sê vir my, ek moet verskillende tekens in my hakie hê. Met ander woorde, een hakie moet 'n plus hê, en een moet 'n minus hê. Alright, daar is nie 'n getal vooraan my x kwadraat nie, so ek kan hom net gaan opsplit, met ander woorde, een hakie kry 'n x, en 'n ander hakie kry ook 'n x. Dan die laaste een wat ek kort, is my 50, so ek gaan kry die faktore van 50. So wat maal wat gee vir my 50? Wel, 51 obviously, 1 maal 50, 2 maal 25, 5 maal 10, en ek dink dit is omtrent dit. Nou ons weet, een moet positief wees, ander een moet negatief wees, so ons sit net ook ons x erbij, want ons soek op die einde vir minus 5x, so ek moet nou kyk, watter een van hierdie opsies gaan vir my minus 5x gee. So 1x minus 50x is minus 49x,
Dis obviously nie wat ek soek nie, so hy gaan nie werk nie. 2x minus 25x geef my minus 23x. Dis nie wat ek soek nie, so hy gaan nie werk nie. My laaste opsie 5x minus 10x gee dan vir my minus 5x. Dis wat ek soek. Met ander woorde, by my plus gaan ek 'n positiewe 5x in vervang, of nie x nie, die x is klaar daar. Jy sit net die 5 in, en by my tweede ene gaan dit wees minus, en wat's die getal? Minus 10. So as ek hierdie twee hakies uitmol, moet ek terugkom by x kwadraat minus 5x minus 50. Okay, nou dat hy gefaktoriseer is, nou gaan split ek my hakies. So my eerste hakie, x plus 5, stel ek gelyk aan 0, of my tweede hakie, x minus 10, stel ek gelyk aan 0. Kry vir x alleen, so ek vat die plus 5 oor, dan word hy minus 5. Met ander woorde, x is gelyk aan minus 5, of vir hy minus 10 oor, hy word plus 10, x is gelyk aan 10. So x is gelyk aan minus 5, of x is gelyk aan 10. Right, so daar het jy 'n kwadratiese vergelyking gehad. So kyk, as hy klaar gelyk is aan 0, dan skryf jy net jou hakies neer. Maar as hy nie 0 is nie, moet jy hom eers gelyk kry aan 0, jou hakies uitmol, oorfaktoriseer en dan kan jy hakies gaan skryf. Okay, nommer 2 het ek 'n lekker breek. So, ons het 5 op 6x, right, plus 2 op 3x, gelyk aan 1 plus 1 op 2x. Alright, eerste probleem, alles is nie op 'n breek nie, so ek gaan net gou eers daai 1 ook op 'n breek gaan sit. Nou wat moet ek onthou? As ek wil plus en minus met breuke, moet my noemers dieselfde wees. En om dit te doen, moet ek 'n KGV kry. So ons begin met die getalle, daar's 'n 6, daar's 'n 3, daar's 'n 2. Wat is die KGV van 6, 3 en 2? Obviously, 6. En dan watse letter gaan ek nodig hê? 'n x. So jy moet nou elkeen van jou noemers gaan kyk. As hy klaar 6x is, perfect, jy doen niks. As hy nog nie 6x is nie, waarmee moet ek kom haal? Okay, so ons eerste ene is 5 op 6x, hy is klaar fine, ek worry nie oor hom nie. Plus 2 op 3x, 3x is nie 6x nie, so waarmee moet ek dit maal om 6x te kry? Obviously met 2. En as ek ondermaal met 2, moet ek onthou ek moet bo ook maal met 2. Die volgende ene, 1 op 1. Ek wil daai 1 verander na 6x toe, so waarmee moet ek maal? Ek maal met 6x. En as ek ondermaal met 6x, beteken ek moet bo ook maal met 6x. En dan die laaste ene, 1 op 2x, waarmee maal ek hom? Ek maal hom onder en ek maal hom bo met 3. So dit gee dan vir my 5 op 6x, plus 2 maal 2 is 4 op 6x, gelyk aan 6x op 6x, plus 3 op 6x. Nou die feit dat jy besig is met 'n vergelyking, beteken jy het 'n linkerkant en 'n regterkant. So my linkerkant se noemers kanselleer uit met my regterkant se noemers. So dit beteken daai noemers val weg, hulle is nie meer daar nie. So ek bly net oor met my tellers. So 5 plus 4 gelyk aan 6x plus 3. Nou gaan vra ek myself, wat is 5 plus 4? Geef my 9. 6x plus 3. Ek moet vir x alleen kry, so wat doen ek met hierdie plus 3? Ek vat hom oor, hy word minus 3. So 9 minus 3 geef vir my 6, gelyk aan 6x. Laaste ding, deel ek albei kante deur 6, so waaraan is x gelyk? X is gelyk aan 1. En onthou, jy moet ook altyd jou beperkings neerskryf, so wat kan x nie wees nie, want dit gaan my noemer 0 maak. Dit gaan wees, wat moet ek in x se plek in vervang, om hom 0 te maak? So met ander woorde, ek gaan deel albei kante met 6, en sien ek oor, x kan nie gelyk wees aan 0 nie. Want sodra ek 'n 0 in my noemer in vervang, gaan hy my hele breek en gedefinieerd maak. Okay, so die beperking is dan x kan nie gelyk wees aan 0 nie. Okay, so dit is 'n lekker eenvoudige breek enetjie. Kom ons kyk na nog 'n breek en nommer 3.
Hulle gee vir jou 'n half hakkie 3x minus 1 gelyk aan 3x kwadraat plus 4 op x. Kwadraat plus 4 op x. Oké, kom ons kyk of hy gaan uitwerk. Ek is nie seker of hy gaan uitwerk nie, maar ons probeer hom. Alright, so ons begin hierso met wat is my eerste probleem? So sien jy die eerste probleem is die feit dat alles nie op 'n breek is nie. Okay, so dit kan die eerste probleem wees, of jy kan begin met die feit dat daar 'n hakie is. So ek persoonlik dink is makliker om te begin met die hakie. So ons begin deur daai half in te maal. Alright, so 'n half maal 3x gee dan vir my 3 op 2x. En 'n half maal minus 1 gee vir my minus 'n half. Gelyk aan 3x kwadraat plus 4 op x. Nou dat alles 'n breek het, so ons kan daai 3x daarbo sit. Okay, alles op 'n breek is, nou moet ek vir myself 'n KGV gaan bepaal. So onthou jou KGV bestaan uit getalle en letters. So wat se getal het ek? Ek het 'n 2, wat se letter het ek? Ek het 'n x. So waarmee moet ek gaan maal dat my noemer oral 2x is? So by my eerste ene het ek 3x op 2, so waarmee moet ek maal? Ek moet bo en onder met 'n x gaan maal, so dat ek 2x onder die lyn kry. My tweede ene het ek minus 1 op 2, so waarmee moet ek maal daarso? Ek moet maal met 'n x bo en onder. En dan die laaste ene is 'n 2x, so met ander woorde ek moet maal met 'n 2, maar nou moet jy versigtig wees. Jy moet bo 2 keer maal met 'n 2, want daai 3x kwadraat moet maal met 'n 2 en daai 4 moet gaan maal met 'n 2. Alright, so dit gee dan vir my 3x kwadraat op 2x minus x op 2x gelyk aan 6x kwadraat plus 8 op 2x. Wat sien jy nou? Alright, sien jy nou dat links en regs van my is gelyk aan, is my noemers dieselfde. Met ander woorde, hulle kan almal met mekaar gaan kanselleer. Dan bly ek oor met 3x kwadraat minus x gelyk aan 6x kwadraat plus 8. En nou het ek 'n kwadratiese vergelyking. So alles moet aan die een kant kom en my regterkant moet gelyk wees aan 0. So met ander woorde, hierdie 6x kwadraat moet oorgaan en hierdie 8 moet oorgaan. Right, so as die 6x kwadraat oorgaan, dan word hy minus 6x kwadraat. So 3 minus 6x kwadraat is minus 3x kwadraat. Minus x bly net daar en die 8 gaan oor, dan word hy minus 8. Nou gaan jy met faktoriseer, jy kan nie faktoriseer terwyl daar minus is hier. So ons deel oral deur 'n minus 1. So dit gee vir my 3x kwadraat plus x plus 8 gelyk aan 0. Alright, en nou sou jy gaan faktoriseer hê, so jy 2 hakies gekry het, hulle gelykgestel aan 0, en dan elke hakie gelykstel aan 0. Alright, ongelukkig gaan hierdie ene nie kan faktoriseer hê, maar al wat ek vir julle gewys het, is wat is jou stappe. So onthou, as dit gebeur, dat jy 'n breek het en jy het 'n hakie, maal net jou hakie uit, kry net eers iets uit die pad uit. Right, jy kan daai 3x minus 1, omdat hulle albei op 2 gaan wees, skryf as 3x minus 1 op 2, gelyk aan 3x kwadraat plus 4 op x ook. En dan so jy KGV kry van 2x. Jy kan dit ook doen. Right, die belangrikste is dat jy sien, daar is 'n breek, plus nog 'n breek. En dan kry jy KGV, kry jy noemers dieselfde, kanselleer die noemers, kry alles aan die linkerkant gelyk aan 0 en faktoriseer. Alright, al die vrae wat jy in graad 10 kry, kan faktoriseer. So jy hoef nie daar te bekommer dat jy 3 term gaan kry wat nie kan faktoriseer nie. Okay, so dis sover jy 2 opsies. So of jy kry 'n kwadratiese vergelyking, plain soos hierdie, of jy kan 'n breek kry. Nou vraag 4, nou begin ons in jou ongelykhede in beweeg. So vraag 4 is 'n redelike eenvoudige enetjie. Ons het minus 7 is kleiner of gelyk aan x plus 4. So minus 7 is kleiner of gelyk aan x plus 4.
Alright, daar is net een ongelijkheidsteken. Met ander woorde, alles gaan net een kant toe gaan. So ek wil vir x alleen kry, so wat doen ek met die plus 4? Ek vat hom oor. En wat gaan plus 4 word as hy oorgaan? Hy word minus 4. So wat is minus 7 minus 4? Dit is minus 11. X is alleen, so ek is klaar. As hulle vir jou sê, stel jy voor op 'n getallelyn, die enigste getal wat ek nodig het, is minus 11, so ek sit vir minus 11 in. Besluit gou, hy is kleiner as en gelyk aan, met ander woorde jou kolletjie moet ingekleer wees. Sodra daar is gelyk aan daar staan, moet hy ingekleer wees. En nou moet jy net besluit, is hy kleiner as of is hy groter as? Die feit dat die pyltjie wys na die minus 11, beteken dat hy is kleiner. So die kant waartoe jou pyltjie wys is die kant waartoe jy jou lyn trek. So dit beteken x is kleiner as minus 11 of gelyk aan 11. Okay, dit is lekker maklik. Nommer 5 is nou weer eens waar jou x in die middel is. So dan het jy minus 2, wat was hy? Minus 2 is kleiner as 2x plus 4, wat kleiner of gelyk aan wat was? 2x plus 4 wat kleiner of gelyk aan 8 is. Okay, so wat is die verskil tussen wat ek by nommer 4 het en by nommer 5? Sê by nommer 4 het jy net een ongelijkheidsteken gehad, waar hierso het jy 2. Met ander woorde, alles wat jy oorvat, moet jy na 2 kante toe vat. So as ek begin met my plus 4, moet ek hom links vat, maar ek moet hom ook regs vat. Met ander woorde, ek moet gaan uitwerk wat is minus 2 minus nog 'n 4, wat vir my minus 6 gee. Sorry, net minus 6. En dan gaan ek dieselfde hierdie kant doen. 8 minus 4 gee vir my 4. Nou weet ons, as ons vir x alleen wil kry, moet ek ontslaa raak van daai 2. Wat beteken ek moet oor ons gaan deel met 2. So jy moet links deel met 2 en regs deel met 2. So minus 6 gedeel deur 2 is minus 3. En dan daai 2 en 2 kanselleer, so bly dit met x. En dan 4 gedeel deur 2 is 2. Nou is dit my tekens verander nie, want ek nou sit 'n minus gedeel nie. So dit is alles fine. Dus hulle vra stel hierdie op 'n getallelyn voor. Nou het jy obviously 2 getalle, 'n minus 3 en 'n 2. Minus 3 kom voor 2, so jy het hom voor 2 skryf. Minus 3 het nie is gelyk aan nie, met ander woorde hy is 'n oop sirkel. Maar by 2 het ek 'n is gelyk aan, met ander woorde hy is 'n ingekleurde sirkel. En dan connect jy net jou 2 kolletjies om te wys x lê iewers tussen hulle. So is jou ongelykheid. Alright. Dan, na jou ongelykhede, het jy jou gelyktydige vergelykings en maak iets die onderwerp. So ek gaan in die volgende video begin waar ek dan vraag 6 tot 9 gaan doen.